Welkom by vandag se luistermeditasie. Dit is Woensdag 29 Julie. Die skrifgedeelte wat ons vandag anker in God se teenwoordigheid is Romeine 8 vers 26 tot 30. En ons gaan dit lees uit die 2020 vertaling. Word saam met my stil in hierdie oomblik van lig en lewe. Word bewus van God se teenwoordigheid, nou, by jou, en in jou. Wie is God in hierdie oomblik? Verbeel jou dat God na jou kyk. Hoe kyk hy na jou? Wat is die uitdrukking in sy oë? Wat dink jy voel hy terwyl hy na jou kyk? Is daar iets wat jy graag vir God wil sê? Is daar iets wat God nou vir jou sê? Mag jy tuiskom vandag in die teenwoordigheid van 'n liefdevolle Here wat met genadige oë na jou kyk. Ek lees vir ons Romeine 8. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp. Want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie. Maar die Gees tree self vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Hy wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is. Dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet. Vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Want hy het hulle wat reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eerstgeborene onder baie broers kan wees. En diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep. En diegene wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En diegene wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Wat is die mens dat u aan hom dink? So vra die digter van die bekende Psalm 8, en ook 'n vraag wat ons ook in hierdie tyd in die gemeente aan mekaar vra. Wat beteken dit om mens te wees? 'n aks minder as 'n hemelwese, sê die digter, gekroon met eer en majesteit. In Psalm 8 echo die oeroue belydenis van die eerste skepingsverhaal in Genesis, geskape na die beeld van God. En hier in Romeine 8 in vers 29 verweef Paulus op 'n meesterlike wyse die goeie nuus van die evangelie van die gekruisigde en opgestane Jesus Christus so ver terug tot by hierdie antieke verstaan van ons menswees. Hy het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word. Dink vir 'n oomblik na oor vooruit bestem. Dalk meer verstaanbaar is die woordjie doelbewus. Ek het onlangs vir 'n groep tieners gevra of hulle enige voorbeelde kan noem van waar hulle doelbewus 'n poging aangewend het om met dissipline hul geloof in Jesus te beoefen. Byvoorbeeld om 'n bepaalde Bybelboek te probeer deurlees,
getrou stilte tyd te doen vir 'n periode van tyd sonder om te verslap, of dalk om te vas ensovoorts. Ek was teleurgesteld, maar nie verbaas nie, om te hoor dat weinig van hulle enigstens so 'n doelbewustheid in hul verhouding met Jesus beoefen. En die wat sulke voorbeelde kon noem, het bely dat dit nie juis langer as 'n week of 2 gehou het nie. En dalk kan jy daarmee identifiseer. Ek raai die feit dat jy nou hierdie luistermeditasie luister, is dit deel van so 'n ritme. Miskien is dit vir die eerste keer in 'n lang tyd weer hierdie ritme optel, of dalk in teenstelling met die tieners, is dit 'n baie doelbewuste, gedissiplineerde, getroue ritme. Maar die beeld wat Paulus hier kom gee, is die omgekeerde. Hier is dit God wat doelbewus te werk gaan met die gelowige. Dit is God wat hier bystaan. Hy tree in, hy deurgrond die hart. Hy laat alles ten goeie meewerk. Hy ken, hy bestem, hy maak ons gelykvormig aan Jesus, sy eersgeborene seun se sibbe. Hy maak ons broers en susters van Jesus, hy roep, hy spreek vry en hy verheerlik. En hoe is die wat hy met soveel sorg bearbei? Swakkelinge in gebed, sê Paulus, maar geliefdes van God. In my gesprek met die tieners het ek hulle aangemoedig om nie oor God te dink as 'n projek wat hul tyd en energie die heeltyd vereis nie, maar eerder as 'n vriendskap en nog dieper 'n intieme vader-kind verhouding. Die genade is dat dit God is wat in my werk. Dat God my in my swakheid help en bystaan. Dat God my lank reeds ken. Dat dit God is wat sy plan vir my volbring. En is 'n oeroue plan. 'n Plan wat die sondeval oorleef het. In teenstelling met hoe ons dikwels dink, is dit wat God in ons lewens doen, nie in reaksie op Adam, op menswees se swakheid nie, of 'n plan B nadat die Eden-projek gefaal het nie. Nee, God werk aan die eerste identiteit, wat elke mens deel, beelddraers van God. Dis nie iets wat ons verloor nie, maar dis iets wat ons vergeet, of soms ook verruil, dikwels vir blinker, gouer beelde, ander kere vir donker, drogbeelde. Maar in liefde bly God werk aan dit waartoe ons bestem is. Geliefde seuns en dogters van die Skepper van die hemel en die aarde. En in dit alles is ons selfs meer as oorwinnaars, deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in die skepping sal ons kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Here. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, en laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid.
Amen.